Het is interessant om 'n bietjie na te dink oor die verhouding tussen die woord van God en die natuur. Oor hoe God hom deur die natuur ook in sy woord openbaar. Die woord van die Here kom tot die mens in 'n bepaalde tyd, op bepaalde plek. Dit is opvallend as ons daarna begin oplet hoe die Here die natuur van die gebiede waarin die Bybelse verhaal afspeel, gebruik om met mense te praat. Beelde van woestyne, geweldige hitte, dors, stof, droogte. Dis algemene beelde wat die volk in daardie tyd verstaan het. Die Here gebruik sekere boomsoorte soos die olyf en die vyeboom, die wingerd, die palm en die seder as voorbeelde om met sy mense te praat. Hy gebruik diere soos die leeu, die bok, die perd, die donkie, voëls soos die arend, die duif, die volstruis, selfs insekte en reptiele soos sprinkane, slange en geitjies word as beelde gebruik waarmee die Here hom in sy woord aan ons openbaar. Ons leef in Potchefstroom, in Suid-Afrika, met sy unieke geografie, weerpatrone, diere, plante en voëllewe. Met die meeste van die natuurbeelde in die Bybel kan ons goed assosieer, met ander minder goed. Sekere van die diersoorte en die voëls en die bome ken ons, maar ander is weer vir ons vreemd. Dit bly egter waardevol om die beelde wat die Here uit die natuur gebruik, ons eie te maak. En ons gaan daarby stilstaan in 'n aantal aandgesprekke. Ek noem nou net 'n paar. Die leeu verwys na wreedheid van die Satan, maar ook na Jesus Christus as die leeu van die stam van Juda wat die bose oorwin. Die kraai en die mossie leer ons dat God teen alle waarskynlikheid vir ons sorg. Die slang herinner ons aan die sondeval, maar ook aan die verlossing wat die Here in die woestyn deur die volk en later deur Jesus Christus aan die kruis vir alle mense gebring het. Die dassie leer ons om tussen die rotse God se veiligheid te soek. Die sprinkaan leer ons orde, saamtrek, eensgesindheid. Gaan na die muur, luiaard, en leer wat voorsiening en harde werk is. Die vyeboom dra meer as 1 keer vrug per jaar en roep ons op tot voortdurende goeie werke. Die olyfboom het soveel waarde vir die mens. Net so moet ons diensbaar wees vir God. Ons as gelowiges moet en is eintlik voortdurend besig om beelde vanuit die natuur te neem om onsself en ander van God te leer. Op 'n ander manier gebruik die Here dis die natuur as 'n instrument in sy optrede. Psalm 29 leer ons dat die natuur die stem van die Here is. Die stem van die Here weer klink oor die waters. Dit is die magtige God wat die weer laat reën. Die Here self is op die groot waters. Die stem van die Here is magtig. Die stem van die Here is vol majesteit. Die stem van die Here kloof seders van die Libanon oop. Hy laat die Libanon bokspring soos 'n kalf en die Sirion soos 'n jong blees. Die stem van die Here laat weerlig uitslaan. Die stem van die Here laat die woestyn bewe. Die Here laat die Kades woestyn bewe. Die stem van die Here laat die wildsbokke ruk van skrik. Dit stroop bosse kaal en sy paleis roep almal uit. Hoe geweldig. So gebruik hy weerlig en donderslae, sy teenwoordigheid en sy almag te toon en met ons te praat. Ons hoor sy stem daarin. Hy heers oor al die dinge. Hy gee krag, hy gee oorvloed. En die doel van dit alles, dit leer die Psalm ons ook in die begin. Prys die Here, julle hemelinge, prys die Here om sy eer en mag. Prys die Here om die eer van sy naam, buig voor die Here by sy heilige verskyning. Goeienaand.